Paulus geskryf. Sê wie hom wil nie? Julle is net een kort, hy het 13 geskryf. Afhangende as jy tradisioneel gaan kyk, wat die Christelike tradisie leer, dan sal hulle sê 14, want dan ken hulle Hebreërs toe aan Paulus. Maar as jy dit na jou meer moderne teoloog kyk, sê hulle daar's nie genoeg bewyse nie, so dan ken hulle net 13 toe aan Paulus. So is of 13 of 14 afhangende hoe jy daarna kyk. Maar hy het baie geskryf, hy het amper die hele Nuwe Testament geskryf. Maar ja, om te kom by my preek, is interessant, want ek is mos eintlik 'n introvert nie, ek het dit mos al vir julle gesê. So, so dit is vir my moeilik om so voor mense te staan en praat soos wat ek hier moet kom doen op 'n Sondag. Dit is nie vir my die maklikste ding om te doen op aarde om voor mense te praat nie. Maar soos enigiets anders as 'n kind van God moet doen, as die Here van jou iets verwag, dan doen jy dit uit gehoorsaamheid, is dit nie so nie? En dan vertrou jy dat God jou gaan toerus in dit waarvoor hy jou geroep het. Ons is mos nie hardkoppig, as God ons roep vir iets, dan doen ons dit en ons vertrou dat hy ons sal bemagtig om dit te kan doen en ons toe te rus. Maar met dit wat ek vanoggend wil sê is, met dit wat ek 'n introvert is, veroorsaak dit dat ek nie baie lief is vir mense nie. Ek hou nie van mense nie. Ek het geweet, hulle gaan sê, ja, hoe kan 'n pastoor nou so iets sê? Hy is nie lief vir mense nie, hoe kan hy 'n pastoor wees? Maar weet julle wat, nee? Dit is deel van my getuienis. Want net soos wat ek 'n introvert is en wat ek nie van mense gehou het nie, en dit is moeilik om te beskryf. Iemand wat so is sal verstaan wat ek bedoel. Dit is nogal 'n snaakse gevoel, maar dit is vir my getuienis om te kan bewys hoe die Here Jesus iemand se hart en sy lewe kan verander, dat ons nie is wie ons noodwendig dink ons gebore is en net so gemaak is nie. God roep ons en transformeer ons lewens en ons harte. En een ding wat mense moet ook besef, pastore kan ook nog steeds geestelik groei, is dit nie so nie? Ons is nie volmaak nie. 80 jaar oue pastoor wat hier voor staan, hy is ook nie volmaak nie. Ons gaan geestelik groei tot die dag wat ons doodgaan. Die enigste volmaakte mens wat ooit die aarde geloof het, was Jesus Christus gewees. Is dit nie so nie? En in my reis saam met God het ek agtergekom hoe die Here my hart verander en hoe ek begin lief raak vir mense en hoe ek begin omgee het oor mense. So dit is nogal vir my vreemd gewees om te sien hoe lief ek vir julle geraak het. Want ek meen net 'n paar jaar terug, sou iemand nie vir my gesê het, hoor jy gaan 'n pastoor word. Ja, is nie 'n manier nie, hulle kan my vrou vra. Ek het hulle gesê, ja, is nie 'n manier nie. Ek wil niks te doen hê met mense nie. Mense is ongeskikte goed. Hulle behandel mense net sleg. Maar nou is ek lief vir mense ten spyte van hoe hulle optree teenoor my. Het ek hulle lief omdat ek glo Jesus se liefde in my is en ek begin omgee vir mense. En dit is waaroor ek vandag met julle wil praat, is dat ons mekaar moet lief hê. En nie net ons wat hierso sit vanoggend nie, maar ons moet alle mense lief hê. En ek moet sê, dit is ook 'n ding wat ek agtergekom het oor die tyd, is hoe lief ek net vir mense oor die algemeen geword het. En met lief bedoel ek nie net noodwendig net om te gesels nie, omdat ek introvert is nog steeds moeilik om gesprekke aan te knoop. Ek weet nie altyd wat om vir iemand te sê nie, maar ek kan in die straat ry en ek kan iemand sien en vir een of ander rede is ek lief vir daai persoon, ek gee om vir daai persoon. Byvoorbeeld soos as jy dalk iemand sien wat tekort het. Ek is nou so, ek gee om vir daai persoon. Ek sal daai persoon gaan praat en vermoor, hoor jy, is jy okay? Het jy iets nodig? Kan ek jou help met iets? Partykeer moet mense daai liefde hê vir mense en ek glo dit is iets, veral soos vir myself, kon nie uit myself uitgekom het nie. Maar soveel keer bewys ons nie eers liefde aan mekaar wat hier is nie. Nee, ons wil nie eers liefde aan ons mede-gelowige wys nie. Hoe gaan ons dit nog uitgaan in die wêreld en aan vreemde mense liefde gaan bewys? En dit is iets wat nie net in ons gemeenskap dink ek, maar wêreldwyd tekort skiet is naaste liefde.
Die hele wêreld het vir my net geword of alles net oor me, myself en I gegaan het. Het julle dit al gesien? Ons kyk net wat ons by iemand kan kry. As ons nie iets by iemand kan kry of uit die verhouding uit kan kry nie, dan is dit nie vir ons die moeite werd nie. Dan gee ek nie om oor die persoon nie, want hy kan my nie iets bied nie. Ons breek mense af. Het julle dit al gesien? Ons breek mense af sodat ons moet goed lyk. Het julle dit al gesien? Mense met selfbeeldprobleme is lief daarvoor om dit te doen. Wys die hele tyd almal se swakheid uit, maar kyk nie na jou eie swakhede nie, kyk nie na jou eie foute nie. Net om mense te loop en kritiseer. Nee, jy kry mos daai mense, hy loop en kritiseer, maar net om te kritiseer, fouteer jy alself, maak jy self al 'n fout, maar jy wil iemand anders se foute uitwys. Dit is nogal snaaks hoe dit werk. En het jy al agtergekom, ek dink ek het dit laasweek ook gesê, sulke mense, as jy dieselfde met hulle doen, dan wip hulle self. Mense is lief daarvoor om so te wees, tot jy terug doen met hulle, dan is dit nie vir hulle meer lekker nie, raak hulle kwaad. En een ding wat ons moet besef, as ons kinders van God, ons as kinders van God is niemand perfek nie. Dit is 'n ding wat ons moet besef. Soos ek nou gesê, die enigste perfekte persoon wat ooit die aarde geloof het, was Jesus Christus. So ons wat hierso sit moet besef, die een wat langs ons sit is nie perfek, die een wat voor ons sit is nie perfek nie. Mario is definitief nie perfek nie, en ek nog minder, ek is die minste van almal perfek en maak foute. En dit is een van die redes, hoekom mense so gereeld sê, ek kom nie kerk toe nie, want ek het seer gekry in die kerk. Hoekom? As gevolg van iemand wat 'n fout gemaak het, iemand wat iets verkeerd gedoen het in die kerk, en sê ek kom nie kerk toe nie, want ek het seer gekry, maar daai selfde persoon vergeet, niemand is perfek wat in die kerk is nie, selfs die persoon wat seer gekry het, hy het ook foute, maar hy kies net om die een persoon se foute raak te sien en vergeet, hy self het ook foute en hy kan ook iemand seer maak. Die kerk is soos 'n hospitaal altyd, mense my altyd vra, en sê ek, die kerk is soos 'n hospitaal vir my. So moet een ding besef, gesonde mense gaan nie hospitaal toe vir die lekkerte nie. Net so ook moet jy nie verwag om geestelike perfekte mense in die kerk te kry nie. Ons is hierso want ons weet, ons het 'n redder nodig. Ons kan nie onsself red nie. Ons is onperfekte mense wat weet, ons het Jesus Christus, die perfekte een, nodig. Dis hoekom ons hier is. Ons is onperfekte mense. En net soos as jy hospitaal toe gaan, ek het nog nooit hospitaal toe gaan en verwag as ek daar instap, moet ek net gesonde mense sien. Het jy al gevoel, baie keer, as jy in die voorportaal in 'n hospitaal instap, dan voel dit so bietjie morbied, want daar's mense wat huil, daar's dalk iemand wat nou net gesterf het in 'n karongeluk, wat by ongevalle ingekom het, of sulke goed, dit is nie altyd lekker in 'n hospitaal nie. Net so ook, as jy kerk toe kom, moet jy nie verwag, jy gaan volmaakte mense hier kry nie. Dit is seker vir my die grootste fout wat jy kan maak, as jy kerk toe gaan om te dink, almal is volmaak wat daar binne sit. Ons is hier om genesing te ontvang van Jesus Christus af, net soos wat 'n siek persoon hospitaal toe gaan om genesing te gaan soek van 'n dokter af. Amen, 100%. En dit is ook 'n ding, die beste manier wat jy iemand se geestelike volwassenheid kan sien, vir myne, ek weet nie vir julle nie, is om te kyk hoe hy optree in sulke situasies, om te kyk hoe hy ander met liefde behandel. En hoe hy optree teenoor ander, is seker die beste bewys vir my, om te sien hoe iemand geestelik is, die liefde wat hulle het vir mense, want ek meen, iemand kan die meeste Bybelkennis hê in die wêreld, hy kan die Bybel uit hulle kop uit ken, van Genesis tot Openbaring, hy kan die hele Bybel uit sy kop uit sê, kan die beste teoloog wees in die wêreld, jy kan doen wat jy wil. Die feit van die saak is, as jy nie liefde het nie, beteken daai kennis, beteken dit wat jy doen, niks nie. Absoluut niks nie. En kyk, moenie 'n fout maak hier, julle sal my seker ken, ek geniet 'n lekker teologiese gesprek. Dit is vir my lekker om oor die Bybel te praat, bietjie dieper in te delf. Dan kom jy baie interessante goed agter van die woord en hoe diep die woord regtig is. Maar ek het een ding besef,
Die belangrikste ding vir ons as kinders van God is die liefde. Dit maak nie saak, ek het al die kennis in die wêreld nie, maar ek kan nie my medebroer met liefde behandel nie. En wat doen ek met daai kennis? Ek doen absoluut niks met daai kennis nie. Sonder liefde kan jy doen wat jy wil en dit gaan niks beteken nie, want Paulus sê ook vir ons, liefde is die ding wat vir ewig gaan bly staan. As jy julle Bybel sien, dan kan julle saam met my oopmaak, ek wil 'n bekende stukkie vir julle lees daarso in Johannes 13 vers 34 en 35. En dit is 'n mooi stuk, want as julle nou die hele hoofstuk lees, dan sal jy agterkom in konteks, dit is Jesus wat hierso praat. Johannes 13 vers 34 en 35. Hierso staan, nou dis Jesus wat hierso praat, nê? Hy sê vir ons, ek gee vir julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Dit is hoe almal sal weet dat julle my disippels is, as julle liefde teenoor mekaar het. Dit is belangrik hoe liefde is. Besef julle dit? Dit is so belangrik, ons moet besef, hierdie is nie eers oorgedra deur iemand anders nie. Jesus Christus het dit self gesê. Dit is 'n opdrag van God homself, direk van Jesus Christus homself af, dat ons mekaar moet lief hê. Hoe kan ons sê ons is Christene? Hoe kan ons sê ons is 'n kind van God? Maar ons het mekaar nie lief nie. Ons doen nie wat Christus vir ons beveel het om te doen nie. Dan wonder ons hoekom kerke leegloop en ons wonder hoekom mense nie meer belangstel in God nie. Want ons het nie meer liefde tussen ons as Christene eers nie. Nie eers om te praat oor liefde vir jou ander mense hier buite kan die gebou nie, as ons mekaar nie eers hier binne kan lief hê nie. Hoe gaan ons iemand anders 'n vreemdeling lief hê? Jesus sê homself, dit is 'n teken, dit is 'n bewys dat ons sy disippels is om mekaar lief te hê. Hoe wil ons Jesus se lig uitdra? Hoe wil ons Jesus gaan verteenwoordig aan die wêreld daar buite? En verwag mense moet na my kyk en Jesus Christus sien, maar ons het nie liefde nie. Hoe kan ons sê ons is volgelinge van Christus, maar ons het nie liefde nie? Dit is nie moontlik nie, want eerste plek is Jesus het gesê, dis 'n teken, laat ons sy disippels is as ons daai liefde het, so, dan as ons nie daai liefde het nie, dan is ons nie daai teken nie. Al klaar probleem. En dan weer eens, maak nie saak wat jy doen nie. Alles gaan niks wees sonder liefde nie. Ek kan hierso staan en vir julle die beste redenaarsdebat voer wat ek wil, en dis waar dit gaan bly as daar nie liefde is nie, as die Heilige Gees nie dit oordra nie, as daar nie daai liefde is nie. Jy kan tot kos vir iemand gee op straat. As jy dit nie met liefde doen nie, gaan daai persoon dit nie eers daai kos waardeer nie, maak nie saak hoe honger hy is nie. Want jy het al gesien, as jy iemand met respek en nederigheid en met liefde behandel, dan vir een of ander rede waardeer hy daai kos meer as wat jy net vir sy ries vir jou brood. Liefde maak 'n groot verskil. Ek wil iets interessant sê, wie van julle probeer nog die 10 gebooie hou? Probeer een van julle nog die 10 gebooie hou? Probeer julle reg lewe? Gee ons nie meer om reg te lewe nie. Maar dit is moeilik, né? Dit is moeilik om die 10 gebooie te hou. Het jy dit al probeer hou? Maar jy het al probeer hou, is moeilik. Dit is nie maklik om die 10 gebooie te hou nie. En dit is vir my weer eens 'n bewys dat ons 'n redder nodig het. Ons kan nie eers 10 reëls hou nie. Dit is skrikwekkend as jy daar dink. Ons dink ons is so high and mighty, sê God, vir hier is jou 10 reëls hou hierdie. Kom ons kyk hoe hou jy net 10 reëls. Ons kan nie eers 10 reëls hou nie. So hoe wil ons ja magtige God gelukkig maak? Ons sal nooit God kan tevrede stel op grond van onsself nie. Ons het 'n redder nodig. Maar weet julle wat, ek het iets agtergekom in my wandel saam met God en ek wil dit vir julle lees. Romeine 13 vers 10 sê, die liefde doen die naaste geen kwaad nie.
Daarom is die liefde die vervulling van die wet. Wanneer jy waarlik die liefde van Jesus het, en jy het ander lief, het ek agtergekom dit is makliker om die gebooie te hou. Dit is makliker om reg te lewe. Dit is makliker om heiligmaking na te streef. Hoekom? Want dan doen ons dit uit liefde uit. Tannie Karen het nou gepraat daar in die bidkamer van, sy hou nie van skorrelgoed was nie, maar sy het geleer om dit te doen vir die Here. En dan raak dit ligter om dit so te doen. Net so ook wanneer ons uit liefde uit lewe, is dit makliker. Altyd eerst ons liefde vir God, en dan ons liefde vir ons naaste, ons medemens. Besef julle volgens Romeine 13 wat ons nou gelees het, dat wanneer jy ander lief het, sê die skrif enklik, hou ons outomaties die 10 gebooie. Hoekom sê ek so? As ek mos my broer lief het, gaan ek hom nie wil vermoor nie. As ek my broer waarlik lief het, gaan ek nie van sy besittings wil steel nie. As ek my broer lief het, gaan ek nie jaloers op hom wees en sy besittings begeer en jaloers wees op hom nie. Nee, ek gaan eerder bly wees vir hom en hom opbou en sê ek is trots op jou. So kan jy aangaan, as jy lief is vir jou vrou, sal jy nie egbreek pleeg nie. So sien jy outomaties om lief te wees vir ander mense, hou jy outomaties die wet van God. Dit is hoekom Jesus gesê, die grootste gebod is om die Here jou God lief te hê. Want dan hou jy die eerste gedeelte van die 10 gebooie. Jy moet die Here jou God lief hê. Jy mag geen ander gode aanbid nie. Met dit hou jy dan die wet. En dan sê die Here Jesus, daaraan gelyke moet jy jou naaste lief hê. En dan hou jy die res van die 10 gebooie. Deur liefde. En dan gaan ons outomaties reg lewe as ons so in liefde wandel. Kom ons kyk bietjie, hoekom is dit nog belangrik om mekaar lief te hê? Efesiërs 4 vers 32 sê, wees goedgesind teenoor mekaar, met innige meelewing, terwyl julle mekaar vergewe, soos God in Christus julle ook vergewe het. Ons moet mekaar vryspreek, ons moet mekaar vergewe, soos Jesus Christus ons vergewe. Hoor julle wat sê Paulus daarso? Stem julle saam? Dis ons mekaar moet vergewe, soos wat Jesus ons vergewe. So julle sal saamstem dan, dat in daai geval, dan kan ons sê, Jesus herinner ons mos elke nou en dan, van ons sonde wat ons verkeerd doen. Net so elke nou en dan aan. Sê net so, onthou jy bietjie wat jy gedoen het, nê? Krap so bietjie daai ou koei daai die sloot uit, daai een wat al so bietjie ontbind het daar, so sê Jesus vir jou, onthou jy nog wat jy gedoen het, nê? Boetie, jy is nie so perfek soos wat jy dink nie. Ek onthou nog wat jy gedoen het. Jesus behandel ons mos sleg wanneer ons sonde gedoen het en verkeerd teenoor hom opgetree het. Hy wil nou ewe skielik nie eers met ons praat of iets met ons te doen hê nie, omdat ons verkeerd opgetree het. Jesus kinder mos van ons, wanneer ons iets verkeerd doen. Hy gaan vertel die hele wêreld wat Henry verkeerd gedoen het, want almal moet nou weet hoe sleg hy is. Almal moet weet hoe hy my te nagekom het. Jesus laat ons mos die hele tyd skuldig voel oor ons foute, tot op so 'n punt waar ons nie eers meer met hom wil praat nie. Hy neem ook mos wraak teenoor ons en kry ons terug vir alles wat ons verkeerd aan hom gedoen het. Ons moet vergewe soos wat Jesus vergewe.
So nee, dit is nie hoe Jesus vergewe nie. Nee, stem julle saam, dit is nie hoe Jesus vergewe nie. Dit is hoe ons as mense mekaar vergewe wat nie liefde het nie. Kom ek sê vir julle hoe Jesus ons vergewe. Aan ons sonde, aan ons oortredinge sal hy nie weer dink nie. Hy gaan nie meer daai sonde teen jou hou nie. Hy gaan jou nie nou ewe skielik anders te behandel omdat jy 'n fout gemaak het nie. Hy gaan nog steeds jou verwelkom met oop arms soos dag 1 en lief wees vir jou. En hy gaan nooit daai foute van jou opbring en jou weer herinner. Steven, hoekom het jy dit gedoen nie? Nee. Nooit nie. En een ding waarvoor ons dankbaar kan wees, dat ek julle vandag sê, is dat Jesus Christus nie wraak neem teen ons nie. Want ons as mense doen dit, as iemand jou verkeerd gedoen, wil daai persoon terugkry. Dat ek jou vertel, as die koning wat alles geskaap het, moes wraak neem teenoor ons, het ons probleme gehad. En soos Tannie Karen gesê het, God is so wonderlik, hy verwyder dit van ons af weg, so ver as die ooste van die weste. En dit is hoe ons moet vergewe, wanneer iemand teenoor ons verkeerd doen. Want dit is wat iemand doen wat sy naaste liefhet, is om te vergewe soos wat Jesus vergewe, nie vergewe soos wat die wêreld ons leer hoe om te vergewe nie. Kom ons kyk nog wat naaste liefde doen. 1 Petrus 4 vers 8 sê, bo alles moet julle mekaar innig lief hê, omdat die liefde 'n menigte sonde bedek. Ek wil net vandag 'n groot vraag wat mense altyd op hierdie vers het, net so vinnig uit die pad kry, want mense is altyd bietjie deur mekaar vir een of ander rede. Hierdie skrif beteken nie, deur liefde verdien ons nou God se vergifnis nie. Moet nou nie die skrif verkeerd verstaan nie. Ons kry net vergifnis deur Jesus Christus. So, dit is nou nie wat ek hierso van praat nie. So, dit beteken, ons moet gou wees om te vergewe. Ons moet genadig wees teenoor mekaar. Dit is iets wat ek agtergekom het die laaste ruk. Mense het absoluut geen genade teenoor mekaar nie. Mense is nie genadig meer nie. Dit is eintlik baie hartseer vir my. Mense loop en kritiseer net almal en ek is eintlik al regtig moeg om te hoor hoe mense net ander die hele tyd kritiseer oor die kleinste onbenullighede, regtig. Ek meen, pastoor weet dit seker die beste, pastoor Gerard wat al jare in die bediening is, en enige iemand wat betrokke is by die kerk weet hoe kan mense kritiek lewer. Gaan maak jy sop, hier's te veel sout in. Gaan maak jy sop, hier's te min vleis in. Vee jy die vloere, dan kom iemand en hy sê, nee, het jy gemis, hoekom kom vee jy nie self nie, verstaan jy, jy kry mense, hulle is net nie genadig mee teenoor mense, ek praat nou van klein goedjies, wat nou nog van iets anderste, daar's nie meer daai genade wat mense vir mekaar het nie, en ek is moeg om te hoor hoe mense ander so kritiseer. Meeste mense wat so het self probleme, het julle dit al agtergekom, mense wat so loop en fout soek met ander, is geneig om myselfde foute te hê. Ek probeer nou dink al van vanoggend af, maar ek kan net nie op daai woord kom nie. Daar's 'n ou sê ding wat die ouer mense gehad het, dis iets van iemand wat agter die deur staan. Hoe gaan daai ding, ek kan nie daai ding lekker onthou nie, maar dis dieselfde. Daai fout wat jy so in ander soek, is jy geneig om daai einste probleem te hê. En dan wil hulle dit uitwys om hulle self beter te laat voel. Hulle skuif die fokus. En een ding wat daai mense nie besef nie, hulle dink hulle lyk so wonderlik hier in die kerk. Ek kan nie inkom en ek kan sê, Marie, hoekom vloek jy so, oom Steven? Hoekom drink oom so? Tannie Karen, hoekom rook tannie so? Verstaan, ek kan nie inkom en net almal kritiseer om goed te lyk. Maar wat mense nie besef nie, jy dink jy lyk goed, maar eintlik lyk jy nie goed nie. Want vir mense soos ek, wys jy vir my
waar jou lewe is. Jy wys vir my wat in jou hart is. Dit wys vir my jou geestelike welstand en dit wys vir my hoe jy al geestelik gegroei het. Maar dan gaan dink, eerste ding wat ek vra is, die vrug van die Gees, waar is jou liefde? Waar is jou geduld? Waar is jou selfbeheersing? Ons moet leer om mense se harte raak te sien en ophou vaskyk aan die klein dingetjies van die vlees. Ons is so geneig om hierdie, hoor hoe hy nou weer gevloek, maar jy het vergeet wat is in sy hart. Kyk, daai persoon stap nou net uit die kerk uit, daar steek hy sy sigaret op. Hoe kan daai 'n kind van die Here is? Wat soek hy by die kerk? Ek het nou net vir mense gesê, ons is nie perfekte mense wat hier sit nie. Ons is so gou om ander aan te spreek, nê? En af te breek as Christene. En wat doen ons? Ons cover dit op, verskoon my Engels, ons cover dit op om te sê, ek vermaan iemand in liefde. Nee, het julle al gehoor, die nie-Christene sê altyd, there is no hate like Christian love. Omdat ons so optree. Dis 'n swaar ding wat hulle van ons Christene sê. Om uit liefde te vermaan is nie om die heeltyd te loop en fout soek by almal nie. Dit is nie om in liefde te vermaan. Dis kritiek, dis kritiseer. Dit is nie wat die Bybel ons leer nie. Met liefde en genade kyk ons oor mense se klein foute, want ons weet niemand is perfek nie. Hoor my mooi, moet ook nou nie sê ek het nou vandag kom vertel ons moenie vermaan nie. Mense hou ons al van om mense se woorde te verdraai. Ek sê nie ons moet nie vermaan nie, ons moet vermaan, maar ons moet dit op die regte manier doen. Om te loop en kritiseer en fout soek is nie vermaan nie. Ons moet die ligdraers wees van Christus wat ander opbou en hulle na Christus toe wys. Dit is wat ons moet doen. Nie iemand wat mense afbreek en heeltemal afsit van Christus nie. Dit is wat ons besig is om te doen as Christene. Ons is besig om mense so af te breek en af te skrik van Christus af, in plaas daarvan om te sê, weet jy wat, die Here het jou lief, ten spyte van jou foute bekeer jou en doop jou, sodat jy gered kan wees, want Christus het jou lief. Maar om te loop en sê, die Here hou nie van jou soos wat jy nou hier is nie, dit is nie wat die Here ons voorgeroep het nie. Ons moet hulle vertel van Christus, wie Christus is en dat Christus hulle kan transformeer. As Christus vir ons moes gesê het, gemaak jouself eers reg voor jy na my toe kom, was nie een van ons gered gewees nie. Kom ons begin genade hê vir mekaar, nee. Ons begin genade hê vir mekaar. Ek glo, ken julle sulke mense so om vandag terug te kom? Waarvan ek nou beskryf het. Ons almal ken sulke mense. Ja. So ja, kom ek stop daar met dit. Ons ken sulke mense. Maar kom ons begin genade hê vir mekaar. Kom ons hou op so optree. Kom ons begin lief wees vir mekaar. Nee. Want glo my, jy het foute. En jy gaan ook nie daarvan hou as iemand jou foute uitwys, soos die ander se foute uitwys, nee. Onthou die goue reël, daar's mos 'n goue reël, nê? Wat sê die goue reël? Behandel ander soos wat jy behandel wil word. Dit is vir my altyd so mooi om Christene te sien wat soveel liefde en genade vir mense het. En dit is hoe ons Christus moet uitbeeld in die wêreld. Hier is wat hy liefde en genade vir ons gehad het. Toe ons sondaars was, so moet ons dieselfde liefde en genade vir nie net die mense in die wêreld nie, maar ook vir ons wat mekaar lief het, die wat veronderstel is om mekaar lief te hê, om mekaar te bewys. Maar wat doen ons? Ons vat 'n 15 pond hamer en tik iemand oor die vingers met daai hamer. Net omdat hy iets gedoen het waarvan ek nie hou nie. Dit is hoe kleinlik ons geword het. Maar we begin afsluit en vir julle
'n mooi stukkie lees van Paulus, waar hy die liefde beskryf. As julle julle Bybels het, dan kan julle aan toe blaai, as dit nie al gemerk is, jy merk het. Ek dink dit is 'n baie mooi stuk van Paulus, is 1 Korintiërs 13, vers 4 en 7. Ek glo Mario onthou hierdie skrif, want 'n trivia vraag het nou die dag gevra. Wat is die liefdesbrief van Paulus? Wat praat oor die liefde? 1 Korintiërs 13 vers 4 en 7 sê: Die liefde bly geduldig, die liefde gee om. Die liefde is nie jaloers nie, spog nie en is nie verwaand nie. Liefde tree nie onbehoorlik op nie, jaag nie eie belang na nie, is nie lig geraak nie, dit hou nie boek van die kwaad nie, is nie bly oor onreg nie, maar is saam bly oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles en verduur alles. Hoe mooi is dit nie? Mag ons as 'n gemeente hierdie liefde begin hê, wat Paulus hierso skryf. Waar ons geduldig begin wees met mekaar. Waar ons begin omgee oor mekaar. Waar ons nie jaloers is op mekaar nie, maar waar ons trots is op iemand se prestasies. Celebrate mekaar, bou mekaar op. Eerder as om oor jouself te spog. En as jy wil spog, gaan ek weer Paulus aanhaal. Spog dan oor Christus Jesus. Kom ons hou op hoogmoedig wees en dink ons is beter as ander. Kom ons doen nie lelike dinge met mekaar nie, maar het altyd mekaar se belang op die hart. Ek dink dit sal ook 'n mens se denkwyse transformeer as mens begin meer dink wat het die ander persoon nodig. Kom ons wees nie selfsugtig nie, maar gee eerder om oor die volgende persoon. Kom ons is nie lig geraak wanneer iemand iets aan ons doen nie. Ons het mos gelees, die liefde is nie lig geraak nie. Dit is wat liefde is. Ons moet nie boekhou van die kwaad nie. Dis ook wat liefde is. Ons moet nie elke nou en dan, Henry het net gister voor my ingery daar by die stopstraat nie. En daarom wil ek nie met hom praat nie. Ja, 'n klein swart boekie hou teenoor mekaar nie. En hierdie is 'n lelike ding wat ons ook verkeerd doen, waar ons sê ja, lekker die blinde sambok. Paulus het nou net daarso wat geskryf. Hy het daar geskryf, kom ons kry nie lekker wanneer iemand iets slegs aan iemand anders te doen nie. Ons moet onsself nie verlekker in iemand anders se swaar kry nie, en iemand anders se seer nie. Al het daai persoon iets verkeerd aan ons gedoen, moet ons nie ons verlekker as dit sleg gaan met hulle nie. Ons moet bly wees wanneer mense die waarheid praat. Ek dink in alle opsigte moet ons bly wees wanneer mense die waarheid praat, maar ek is deesdae so bly wanneer ek mense hoor die ware evangelie verkondig. In die tyd wat ons leef, maak dit my hart bly om sulke mense nog te sien wat opstaan en sê, ek sal Christus en die ware Christus verkondig. Want hierdie liefde bedek alles, glo alles en verduur alles. En dit is vir my die mooiste gedeelte, is daai laaste 2 woorde, verduur alles. Dit bemoedig my altyd wanneer iemand sleg aan my doen, wanneer dit sleg gaan met my, wat ook al is, daai liefde verduur ook alles. En dan kom maar skrif ook op. Joh, maar haal Paulus baie aan vandag. Miskien kom hy amper die hele Nuwe Testament geskryf het. En dis 'n stukkie wat mense baie uit konteks uithaal. Ek is tot alles in staat deur Jesus Christus wat my die krag gee.
Maar dit is in die konteks van ek verduur alles. Dit is daai liefde. Dit maak nie saak wat met my gebeur nie. Ek is tot alles in staat om te verduur vir Christus. Ek is tot alles in staat om my naaste lief te hê ten spyte van hoe hulle is. Mag die Heilige Gees ons elkeen lei en ons help om te groei in hierdie liefde. En laat daai liefde van Jesus Christus uit ons uitstraal en laat ons kan meer en meer word soos Jesus Christus. Want ek glo as ons mekaar kan lief hê, as ons kan uitgaan en ander mense daai liefde kan gee, sal ons verstom staan hoe die wêreld kan transformeer. Want dit is wat tekort skiet en dis wat die wêreld nodig het. Dis Jesus Christus en sy liefde. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vandag weer opnuut kan kom besef hoe belangrik liefde is, Here. Here, dankie dat ons weet, ons kan dink ons is wonderlik, Here, ons kan in tale praat, Here, ons kan mense genees, Here, ons kan profeseë hê, Here, ons kan drome uitlê, Here. Maar soos wat u woord sê, alles wat ons doen en ons doen dit sonder liefde, is dit niks nie, is dit maar klinkende simbale wat 'n geraas maak, Here. Here, en daarom is my gebed vir oggend, Here, dat elkeen wat hier sit vir oggend, Here, elkeen wat hier is, elkeen wat na hierdie video kyk, of dit vandag is, of dit in die toekoms is, Here, is my gebed dat u elkeen sal aanraak en dat hulle sal besef, ons kan nie selfsugtig lewe nie, Here. Ons kan nie vir ons eie belange lewe nie, Here. Here, laat elkeen sal besef, hulle het u liefde in hulle nodig, Here. Here, my gebed is, Here, laat u daai liefde sal laat groei in elkeen, sodat ons kan uitgaan en mekaar lief hê, Here. Here, want ek weet, ons sou nie kon lief gehad het, as u ons nie eerste lief gehad het nie, Here. Here, mag u elkeen se harte aanraak vandag, Here, mag u liefde in ons harte plant, Here. Sodat wanneer ons hier uitstap vandag, dat ons met nuwe oë na die wêreld sal kyk, Here, laat ons sal leer om deur u oë na die wêreld te kyk, Here. En nie meer deur ons eie vlees, nie deur ons eie begeertes of ons eie motiewe nie, Here. Maar laat ons sal kyk na elke persoon, Here, soos wat u na hulle sou kyk, Here. Elke persoon behandel soos wat u hulle sou behandel, Here. Elke persoon vergewe soos wat u ons vergewe, Here. Here, mag u ons gebruik, Here, om u beeld uit te dra in hierdie wêreld, Here. Here, my gebed is, Here, laat ons elkeen geestelik sal laat groei, Here. Meer en meer soos u sal word, tot die dag wat u ons kom haal, Here. En ek vra dit in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen en amen.